Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, hoe wonderlik is dit vanmôre om in U teenwoordigheid stil te word. Here, om saam met medegelowiges in aanbidding en afwagting vanmôre voor U te kom staan. Ja, Here, 'n Sondagoggend is nie net 'n merkie op ons kalender nie. Dit is 'n hartsbegeerte vanmôre om vir hier by mekaar te kan wees. Om as gelowiges saam te kan aanbid, saam te kan loof en saam te kan prys. En Here, ons wil vir U dankie sê dat ons vanmôre hierdie voorreg het. Dankie dat ons U woord kan neem, Here, en met opgehoude asems kan uitsien dat U met ons praat. Here, dankie dat ons vanmôre in die lewe van Josef kan indelf. En wonderlike waarheid daarin kan ontdek. Here, ons is opgewonde vanmôre as ons na hierdie lewe kyk en kan vra, Here, breek dit vir ons oop. Heilige Gees, kom vanmôre asseblief in ons harte en breek hierdie teks vir ons oop. Ons het dit nodig. Here, ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. Dit wat verby is verby en dit wat voor lê, weet ons nie. En Here, dit is amper asof ons met huiwering ons tree dag vir dag en oomblik vir oomblik in hierdie nuwe jaar ingee. En daarom wil ons kom vra dat U woord en die Gees vanmôre in ons harte sal dit werk. Here, daar is ook vanmôre mense wat in die put van die lewe geval het, oor verskillende redes en verskillende gebeurtenisse. Mense wat moedeloos hier is, Here, en dalk vanoggend hiernatoe gestap het en gesê het, Here, hoor my. Here, ek roep, waar is U? Dalk is daar van ons wat in hierdie jaar wat voor lê, daardie roep in ons hart gaan hê. Ons wil vanmôre vra, Here, kom wys ons dat die put nie ons graf is nie. Breek U woord oop in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre, Genesis 45 vanaf vers 5 tot vers 8, en ons tema vanoggend, die put is nie jou graf nie. Ek lees graag vir ons daarvan vers 5 af. Maar julle moenie nou sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie. Net die agtergrond. Jy onthou die verhaal van Josef, en ons gaan nou so 'n bietjie weer daarna kyk. Josef wat ek wil amper sê 'n selfvoldane, 'n bietjie arrogante jong man was. En op 'n stadium toe verkoop sy boeties hom aan die Ismaelitiese slawehandelaars. En hy eindig toe in die huis van Potifar en later in die tronk en later is hy die farao se tweede in bevel. En na dit, sy boeties wil verkoop, hulle het nie eens geweet hy leef nie, en dan omdat daar 'n hongersnood is in die land, kom soek hulle kos. En dan verskyn Josef se broers voor hom. En dis nou hierdie gedeelte. Josef het nou al 1 of 2 keer met hulle gepraat, en dan staan hulle voor hom, en dan kan Josef homself nie meer beteel nie, dan bars hy in trane uit, en hy kyk na hulle, en dan sê hy vir hulle hierdie woorde. Hy sê, maar julle moenie sleg voel, of bang wees omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die 2de jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dit is nie julle wat my hierin gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die farao se raadgewer en bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte. Ons skriflesing vanmôre sover, en as ek hierdie teksgedeelte vanmôre lees, broers en susters, is dit een van die verhale in die Bybel wat seker op een van die grootste hoogtepunte eindig. Dis een van die verhale as mense die eerste keer in die Bybel lees wat die grootste plot twist het wat jy aan kan dink. En dis hoekom hierdie gedeelte ek dink vanmôre resoneer. Want hier is mense vanmôre wat in die put van die lewe sit. Hier is van ons wat dalk in die jaar wat voor lê in die put van die lewe gaan val. En die vraag vanmôre is, hoe gaan ek aan? En die woord van God leer ons, die put is nie jou graf nie. Min dinge, broers en susters, in die lewe is so moeilik om sin van die lewe te maak as jy self deur beproewing gaan.
Min dinge in die lewe, broers en susters, is moeiliker as om sin van die lewe te maak wanneer jy midde in jou eie beproewing staan. En dit is gewoonlik dan wanneer mense die vraag begin vra, is hoekom, Here? Hoekom is ek in hierdie omstandighede waarin ek is? En partykeer kan jy vir jouself sê, Rian, jy het in hierdie put beland omdat dit jou eie toedoen is. Partykeer is dit dinge wat teen jou draai. Partykeer verstaan jy net nie hoe jy in hierdie put beland het nie. In hierdie gevoel van moedeloosheid, uitsigloosheid, amper asof jy nie weet hoe om vorentoe te gaan nie. Min dinge in die lewe is so moeilik om sin te maak van jou beproewing, wanneer jy self midde in jou beproewing staan. Nou Josef was ongeveer 17 jaar oud gewees toe sy lewe ontwortel is. Josef was 'n spiksplinternuwe jong 17 jaar oud toe hy uit sy lewe uit ontwortel is. Nou dis hier rondom 17 jaar oud wat Josef sy drome begin kry het. Jy onthou en dit al sy broers vertel het van hoe die gerwe voor hom sal buig. En hoe hy sy broers hierdie drome vertel het. En aanvanklik het hulle soos ouer boeties maar baie keer doen, Josef uitgehaal en gespot oor sy drome. Maar soos die drome aangehou het, het Josef se broers al hoe meer jaloers begin raak op sy drome en het hulle so 'n bietjie aggressie begin opbou. En toe het hulle begin om komplotte te voer. En jy sal onthou, Josef se pa gee vir hom die opdrag om kos te vat vir sy broers in die veld waar hulle skape oppas. En toe Josef so aangekom het, hy 17 jaar oud, stap hy so aan deur die veld, en toe begin sy broers dink, hoe gaan ons hierdie dromer doodmaak? En een van die broers sê toe, nee, kom ons maak hom nie dood nie, ons gooi hom eerder in die put. En daar gooi hulle vir die 17-jarige Josef, gooi hulle in die put. Nou broers en susters, ek weet nie van u nie, maar ek onthou nog baie goed, een van die grootste ontwortelings in my lewe, wat 'n groot seën geword het in my lewe, was toe ek universiteit toe moes gaan. Ek sal nooit vergeet die vrees daardie eerste aand toe ek in my kamer in die koshuis moes slaap op my eie nie. Hoe dink jy moes Josef gevoel het op 17-jarige ouderdom toe sy broers hom in die put gooi? En hy dink toe by homself, dit is dit. Hier gaan ek doodgaan. Hierdie put gaan my graf word. En weet ons het daai gesegde wat sê it never rains, it pours. Ek het eendag golf gespeel jare terug en ek onthou ek het so in die klaphuis gestaan en voor my in die ander kamer was daar 'n bordjie wat gesê het is remember golf. When it goes bad and you turn for your second nine. If you had a bad day, just remember the back nine can even get worse. Dis hoe golf is. As jy dink die eerste 9 was sleg, onthou dit kan altyd slegter gaan. En dis hoe Josef gevoel het. Hy's in daai put en hy dink, hier's geen hoop vir my nie. Maar dan gebeur iets nog slegter. Die volgende oomblik haal Josef se broers hom uit die put uit en hy dink, okay, dis nou verby, maar in plaas daarvan dat hulle hom na hulle pa toe stuur, wat doen hulle? Hulle verkoop hom aan slawehandelaars. Dis erger as die dood. Op 17-jarige ouderdom. En dan eindig hy in 'n vreemde land in die huis van Potifar as 'n slaaf. Nou broers en susters, ek weet nie van u nie, maar vir my is dit vreesaanjaend om dit te dink. As ek dink hoe onseker ek was in my koshuiskamer op 18 jaar by die universiteit, hoe moet dit voel as jy as vreemdeling, as 'n slaaf, ewe skielik in 'n vreemde land eindig? Maar dan ken ons die verhaal van Josef. Josef dien die Here en hy volg die Here en die Here laat met hom goed gaan in Potifar se huis. En net sodra Josef sy kop begin optel, lê Potifar se vrou by hom aan. En Josef sê nee, ek het die Here te lief. Ek gaan nie val vir hierdie slinkse streke nie. En dan kla sy hom aan en hulle gooi hom in die tronk. En dan 'n paar jaar later roep die farao vir Josef en hy lê die droom van die farao uit. En dan lees ons hierdie vers 45, hoofstuk 45 vers 5. Maar julle moenie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie. Nou, ek wil vir julle 2 vrae vra, so 'n voëlvlug oor die agtergrond van Josef se geskiedenis. Die eerste vraag wat ek vir julle wil vra is, dink u toe Josef in die put was, het hy enigsins kon dink wat alles vir hom voorlê? Ek wil hê met u vir 'n oomblik indink vanmôre, in daardie oomblik toe Josef in die put is, en vir jouself vra, sou ek in my dagtes drome kon dink wat alles vir my voorlê? Mense brein op daai stadium met 'n manier om af te sluit en om te sê dis die einde.
En dis wat gebeur as jy in 'n put is van die lewe. As jy rock bottom tref in die lewe, broers en susters, is dit wat jy doen. Al wat jy sien is die mure van die put rondom jou en jy dink by jouself, hier gaan ek sterf. So die eerste vraag wat ek wil vra, is dink hier vir een oomblik, Josef het geweet wat vir hom alles voorlê. Tweedens, dink u Josef sou in sy wildste drome kon droom, watter impak sy lewe later in die toekoms sou hê? Dink jy in daardie put, Josef sou op enige vlak kon dink, dat hy die sleutelfiguur gaan wees, jare later, in selfs die geboorte van Jesus Christus. Dat hy die sleutelfiguur gaan wees in die redding en die oorlewing van 'n volk. As 'n mens in die put is, sien jy nie altyd wat voor lê nie. As ek Josef was, kan ek vir u sê, sou ek doodbang gewees het. En dan is die vraag, hoe bly hy staande? En op 'n dag skryf Andrew Murray, die groot Afrikaanse gebedsman, wat in die verlede geleef het, hy skryf die volgende oor hierdie verhaal. Hy sê in gebed, hy sê, ek het by Josef die volgende geleer. Wanneer ek in die put van beproewing is daar 4 dinge waarvan ek myself oortuig en in vasglo. Die een, tot waar ek nou gekom het God my gelei. En hier waar ek nou is, wil hy my gebruik. 2. Die Here sal my hier waar ek nou is, met sy liefde vashou, en deur sy genade my die krag gee, om as kind van God op te tree. 3. Hy sal my beproewing in tyd in 'n seën omskep, en my die lesse leer, wat hy dink ek nodig het om te leer. En 4. In sy Godbeplande tyd, sal hy my laat besef wat die sin is, en sal hy my vrymaak. Hoe en wanneer weet ek nie, net God weet dit. En dit is wat ek wil hê ons vanmôre na kortliks moet kyk. Kom ons begin by die eerste vraag. Hoe bly Josef staande? Tot hier waar ek nou gekom het God my gelei. Hier waar ek nou is, wil hy my gebruik. Nou let op in vers 5, hoofstuk 45. 3 keer sê Josef 'n interessante ding. Nou broers en susters, ek het baie lank hieroor gedink en baie gelees, baie kommentare en hoor wat sê Josef vir sy broers. Hy begin in vers 5 en hy sê, maar julle moenie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie. Waarom? Hy sê, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Hy herhaal dit in vers 7, hy sê, God het my voor julle uitgestuur. In vers 8 sê hy, dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Dis ongelooflik hoe Josef dit regkry om in sy omstandighede die hand van God te sien. Maar ons gaan nou sien, dit het 'n tydjie vir hom gevat, 22 jaar om presies te wees. Maar Josef besef, God het met my elke tree van hierdie lewe bly wandel, tot hier waar ek nou staan. En hier wil hy my nou gebruik. Nou ek wil vir jou 'n skyfie wys, en ek het al eendag hierdie skyfie gewys 'n vorige keer, en is vir my altyd aangrypend. Aan die linkerkant is die skyfie wat sê, what I planned. Wanneer ek my lewe beplan, is dit altyd hoe ek dink die lewe gaan loop. Wanneer ek iets aanpak, is dit altyd hoe 'n mens dink, is hierdie lyn wat net opgaan en opgaan en opgaan. En aan die regterste enetjie, die regterste prentjie, sê, what really happened. En daar kan jy sien, dis krulletjies en draadjies, dis op en is af en is onderste bo en is in alle rigtings. En ek dink die regterkant se skyfie is die lewe. Dis hoe die lewe baie keer werk. En ek dink nie daar's 'n beter voorbeeld in die Bybel van daardie prentjie as die lewe van Josef nie. En ek wil hê jy moet 'n rukkie kyk na daai regterkantste prentjie. En ek wil hê jy moet baie mooi kyk en dink oor Josef se lewe. En dan wil ek hê jy moet dink oor die eie lewe. En dalk herken jy jouself in daai lewe, dalk herken jy insidente wat die krulletjies en die draadjies en die ops en die afs veroorsaak het. En ek wil vir jou 'n vraag vra, terwyl jy daaraan dink.
Dink jy na die regterkant te skuifie, daar was 1 sekonde, 1 tree op daai pad in Dawid se lewe, waar God nie by Josef was nie. Ek sê die hele tyd Dawid, Josef. Dink jy op daai hele weg, was daar 1 enkele tree, wat God nie by Josef was nie. En dan vra mens, hoe bly hy staande? Hoe bly ek in die put staande, dat die put nie my graf word nie? En ek het 3 dinge in hierdie verhaal by Josef geleer. 1, God is groter as enige krag van buite wat op jou inwerk. God se krag, broers en susters, God se liefde vir jou, God se genade is groter en sterker as enige krag wat van buite af op jou inwerk. Want onthou, toe Josef sy lewe beplan het, was dit hierdie linkerkantste prentjie. Hy kry hierdie drome en dit is sy visie. En dan begin buitekragte op hom inwerk. Nou buitekragte kan mense wees wat 'n invloed het op jou lewe. Dit kan omstandighede wees. Ewe skielik kom Josef se broers en hulle ontwortel sy lewe en hulle gooi hom in hulle tuilspin. En dan net as dit weer begin goed gaan, dan kom Potifar se vrou en sy vee hom voor hom weg. En dan kom Josef en hy sê hierdie ding 3 keer. Hy sê vir hulle, moenie bang wees nie. Moenie sleg voel nie, want God het my voor julle uitgestuur. God se krag in my lewe was groter as julle invloed van buite. 3 keer sê hy dit. En dit is nie om die pyn te ontken nie, broers en susters, dis om die soewereiniteit van God te erken. Die tweede ding, die put in jou lewe sal nie God se plan vir jou lewe ontspoor nie. Die put, broers en susters, sal nie die plan van God in jou lewe ontspoor nie. Op 17-jarige ouderdom gee God vir Josef hierdie visioene, hierdie drome van wie en wat hy sal wees. And then life happens. Maar dit ontspoor nie God se plan nie. Jy weet, baie keer is ons ook, dink ek, ongehoorsaam aan God se plan. Ek wonder hoeveel van ons sit vandag hier en as ons met die, kom ons sê, die 18-jarige weergawe van onsself, wat vol drome en ideale was, vol drome en waarhede was. As ons met daai persoon vandag moet ontmoet, dink ek baie sal teleurgesteld staan oor die waardes wat ons daai tyd gehad het en wat ons prys gegee het in die lewe. Maar God se plan word nie ontspoor deur die put nie. En die derde ding wat ek geleer het, is ek is nie bang vir môre nie, want God is reeds daar. Op 17-jarige ouderdom word Josef in die put gegooi. 22 jaar later kom sy broers voor hom en maak God se plan in Josef se lewe sin. Want God is nie net hier nie. God is ook in die toekoms. En hy lei ons. Dit is waarom Josef sê, God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly. Dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God wat my hierheen laat kom het. En daarom is die eerste ding om te gaan staan en te sê, tot hier waar ek nou is, het God my gebring. En hier waar ek nou is, wil hy my gebruik. As jy in die put is dit jou eerste punt. Tweedens, hy sal my hier vashou in sy liefde en my die genade gee om op te tree as sy kind. Hy sal my hier vashou in sy liefde en my die krag gee om op te tree as sy kind. Sien broers en susters, wanneer 'n mens in die put van die lewe is, lyk die lewe donker. Dan lyk die volgende tree van die lewe en die volgende besluit baie ver en moeilik. Nou, baie van u ken die navorsing van die sielkundige Kubler-Ross. In 1969 publiseer Kubler-Ross as 'n vrou, publiseer sy 'n stukkie wat sy praat van the 5 stages of grief.
Die 5 fases waardeur jy gaan wanneer jy trauma in jou lewe beleef, wanneer jy hartseer het. En die akroniem daarvoor is DAPDA. Nou die D staan vir denial, is die eerste fase waardeur jy gaan, en dan gaan jy deur anger, dan deur bargaining, dan deur depression, en dan kom jy by acceptance. En in 1969 sê Kubler-Ross, is as jy deur trauma gaan, want die put in Josef se lewe is trauma. Wanneer jy deur dit gaan, is die laaste stap om te weet, jy is deur jou trauma, wanneer jy jou omstandighede en die gebeurtenisse aanvaar. In 2014 kom David Kessler, en hy lewer 'n nuwe studie. Hy het saam met Kubler-Ross gewerk, en Kubler-Ross het verder gewerk, want sy het die hele tyd gevoel, maar mens kan nie net eindig by acceptance nie. Mens kan nie net sê, dit is wat dit is nie. Dis 'n stap. En toe bring hulle hierdie grondbrekende, earth-shattering navorsing wat bekend staan in die boek The Sixth Stage of Grief, Finding Meaning. Want jy sien, na acceptance moet jy betekenis vind in hierdie krulletjies en draadjies. En om betekenis te vind in jou beproewing is dikwels die moeilikste ding in die lewe. En dis wat Andrew Murray sê. Hy sê, hoe vind jy betekenis in jou beproewing? Hy sê, ek besef dat dit die Here is in sy liefde wat my vashou en my die genade sal gee om te bly optree soos God se kind. Nou let op na Josef, hoe doen hy dit? Jy kan terugblaai na Genesis 39 toe. Hoe vind Josef betekenis, finding meaning in sy beproewing? Hy skryf dit hierso, die woord sê vir ons in hoofstuk 39 vers 2. Hy sê, die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy sê in vers 21 ook van hoofstuk 39, hy sê, terwyl Josef in die tronk was die Here by hom en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind. Jy sien, jy vind betekenis in jou beproewing deur bewus te wees van die teenwoordigheid van God. Want jy sien, wanneer jy bewus is van die teenwoordigheid van God, doen dit 2 goed in Josef se lewe. In die eerste plek, dit weerhou hom om 'n martelaarsmentaliteit in te neem. So dikwels wanneer ons in die put is, broers en susters, is dit die wêreld se skuld wat ek in die gemors is waarin ek is. Dit is die wêreld se skuld en is ander mense se skuld en ek is hierdie martelaar wat net vertrap word. Josef word daarvan weerhou want hy weet die Here is by my. Hierdie is 'n seisoen in my lewe. Die tweede ding waarvan het Josef weerhou is bitterheid in sy hart. Om die grudges te hou. So dis hoe hy betekenis vind in die teenwoordigheid van God. Deur die besef, die Here is by my. Maar verder, hy vind 'n tweede manier betekenis hierin. Hy vind betekenis deur op te tree soos 'n kind van God in sy omstandighede. Let op, hy sê dit. Hy sê die Here was by Josef en dit het goed gegaan met hom. En dan sien ons hoe voorbeeldigheid was in Potifar se huis. Potifar het sy toewyding gesien. In vers 21, terwyl Josef in die tronk was die Here by hom en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Josef vind betekenis, finding meaning in sy grief, in sy trauma. Hy vind betekenis deur op te tree soos God se kind. En dan, derdens, deur 'n seën te wees vir ander mense. Sien, wanneer ons dikwels in die put van die lewe is, begin ons net vir onsself lewe. Ons trek die kringetjie al kleiner en kleiner en kleiner en begin so probeer oorleef dat ons vergeet daar's 'n wêreld van behoeftes rondom ons. Die oomblik toe Josef na buite begin leef en hy begin sy genade en hy begin sy talente en hy begin sy gawes in diens stel van mense rondom hom, begin hy betekenis vind in die put. Die oomblik toe Josef die gawes wat die Here vir hom gegee het, gawes om te organiseer, gawes om te lei, daai tipe goed. Die oomblik toe Josef sy gawes van die Here begin in diens stel van ander mense, vind hy betekenis in sy beproewing. Ons trek laer en slaan toe. Derdens, hy sal my beproewing omkeer in 'n seën en my die lesse leer wat hy dink ek nodig het
om te leer. Genesis 50 vers 20. Ongelooflik hoe Josef in 22 jaar in wysheid groei. Genesis 50 sê Josef, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Julle wou my kwaad aandoen. Julle het my in 'n put gegooi, my broers. Potifar se vrou, jy het my valslik beskuldig. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Ek wil 2 aanhalings vir julle lees. Eerste ene is Engelse aanhalings. Faith is not believing God can. Faith is believing God will. Die tweede ene, fear says, what if? Faith says, even if. Dis Josef se mentaliteit. Fear sê, what if? Faith says, even if. En ek weet daar's 2 vrae. As jy vandag in die put is wat jy vir my wil vra. Die eerste vraag sal wees, Rian, maar wat is die seëninge wat die Here dan vir my in gedagte het? Ek beleef nou net houe. Dit voel of ek net gemartel word. Wat kan die seën wees wat die Here vir my in gedagte het? Dit sal die eerste vraag wees. Die tweede vraag sal wees, Rian, wat is die lesse wat die Here vir my wil leer? Ek kan nie dink daar's nog iets wat ek moet leer nie. Weet jy wat is die antwoord daarop? Ek weet nie. Ek weet nie, broers en susters, wat is die seëninge en die uiteinde van jou beproewing wat die Here vir jou in gedagte het nie. Josef het dit ook nie aanvanklik geweet nie, maar die seën wat God vir Josef in gedagte gehad het, was om die volk te red van uitwissing. Sodat ek en jy vandag 'n kruis kan hê in ons lewens. Die verlossing van ons Jesus Christus, die verbondsbelofte, die God van genade. En dan vra hy vir my, wat 'n les, Rian? En ek sê vir, ek weet nie. Josef moes leer om nederig te wees en Josef moes leer om te vergewe. En dalk vat dit vir Josef 22 jaar om daai 2 lesse te leer. Ek weet nie. Ek weet nie wat jou les is nie. Maar ek weet, jy leer wanneer jy in die put is. En dan laastens, vierdens, op sy bestemde tyd sal my beproewing ook sin maak. Sal nie die antwoord op die hoekom vraag kry nie. Maar op die regte tyd sal my beproewing sin maak. Sal die Here my daarvan vrymaak. Hoe en wanneer weet ek nie. Net God weet. Josef is 17 jaar oud toe hy in die put gegooi word. Op 39-jarige ouderdom, 22 jaar later, verskyn sy boeties die eerste keer voor hom. 22 jaar, 1 Korintiërs 13 vers 12 sê, ons kyk nou nog in 'n dowwe spieël, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Vir 22 jaar in sy lewe, maak die lewe vir Josef nie sin nie. En dan op 'n dag, val al die dele van die legkaart in plek. Ons wil altyd kits antwoorde hê. En broers en susters, as jy nou wil koffie maak, vat dit jou skaars 2 minute, want ons het kits koffie, ons het kits kos, ons soek kits oplossings vir alles in die lewe. Ons moet geduld leer om te vertrou op die tydsberekening van God. Om te bly wandel soos 'n kind van God, terwyl ons wag van die ontknoping van God se pad met ons lewens. 22 jaar wag Josef voordat hy die kinkels en die kronkels in sy lewe verstaan. Ek sluit af vanoggend. Die put is nie jou graf nie. Die Here is by jou. Maak nie saak op watter kronkel jy in jou lewe is nie. Die put is nie jou graf nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, wanneer ons in die put van die lewe is woorde soms hol. Ons hoor dit, Here, en ons dink by onsself,
Wie is jy om te praat? Hoe weet jy waardeur ek gaan? Die enigste manier hoe u woord kan neerslag vind in ons harte, is Heilige Gees wanneer u daardie woord laat indring. En Here, ek wil vra dat u woord vanmôre nie net holklanke op ons ore sal wees nie. Maar Here, waar dit nodig is, dat hierdie saad sal val en sal troos bring. Waar dit nodig is, dat u woord sal val, Here, en krag sal gee. Waar dit nodig is, Here, dat dit moed sal gee en geduld. Waar dit nodig is, vergifnis. Waar dit nodig is, nederigheid. Ons kan nie anders as om vanmôre te sê, Here, kom in ons in en verander ons nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.